Goeiemôre broers en susters. Baie lekker om by julle te kom kuier. Dis lekker om so baie van julle te sien. Ai man, ek mis nou sommer vir oom Jannie. Julle weet seker oom Jannie is oorlede hierdie afgelope week. Dis my hartseer, sy gesig was altyd hier so gewees. So ek mis hom. Was lekker om saam met julle te wees. Ek gaan nou wel vir julle vra volgende keer. Dis nou môreoggend, nê. Of julle nie dit ernstig maar baie ernstig sal oorweeg, nê, om almal van vooraf die kerk vol te maak, nie. Weet julle hoeveel lekkerder preek 'n mens as met die mense lekker naby aan sit? Sal julle dit doen? Môre preek Dominee Rian, so julle gaan dit môre vir hom doen en Woensdag doen julle dit vir my. Maar dit is baie lekkerder as mense so 'n bietjie naby aan mekaar sit. Dan sing mense ook sommer 'n bietjie lekkerder en dan kry mense sommer 'n bietjie warmer op. Maar baie welkom vanoggend. Kom ons word sommer stil en ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, dankie vir hierdie ongelooflike voorreg om op 'n maandagooggend 10:00, 'n gewone tyd van 'n gewone dag, U teenwoordigheid kan beleef. Weet dat U hier by ons is. Dankie Here vir Pinkster. Dankie vir U Gees, Heilige Gees, dankie dat ons weet dat U in en deur ons werk. En Here, hierdie fees is gefokus op U teenwoordigheid. Daarom bid ons, o Gees, dat U ook vanoggend vir ons die woord sal gee en dat U ons harte sal gereed maak ook vir U woord. Dat ons miskien vanoggend na onsself sal kyk en sal sien wat U sien. Onsself as dit ware deur U oë sal kan kyk. Here, seën ons teenwoordig, ons saam wees en gee ons die vreugde van U liefdevolle teenwoordigheid. Amen. Geliefdes, kom ons sing lekker saam. Lied 464 is vir ek, ons gaan vers 1, 2 en 4 lekker saam sing. O Heer my God, dis mos 'n lied wat lekker sing. Julle gaan sien, as 'n mens lekker hard sing, dan voel jy warmer op, hoor. Kom ons sing lekker saam. Heerlijkheid op wolken, ook hier
Rian, ek en jy het nou nie mooi gepraat oor die kollekte nie. Sê vir my, want die kollekte gaan gewoonlik vir Bybelspreiding. Gaan ons vanoggend kollekte opneem? Woensdag. So julle moet al julle geld spaar vir Woensdag, hoor. Alles, daai een dag moet julle dit alles bring. Goed. Geliefdes, ek glo dat julle het ook Sondag begin met die reeks eintlik oor vir Pinkster. Hierdie reeks gaan ons stil staan by Johannes 17, die gebed van die Here Jesus vir ons, nê? En ons het gesien dis 'n baie spesiale stukkie in die Bybel. Dis die Here se hoëpriesterlike gebed waar hy eintlik in die allerheiligste ingaan om vir ons te bid. En soos julle ook gister seker gehoor het, die hoëpriester het 1 keer 'n jaar in die allerheiligste ingegaan om te bid, en dan het hy ingegaan met 'n tou om sy voet, laat as hy daar sou doodgaan, dat hulle hom kon uitsleep. Nou die Here Jesus het nie 'n tou aan sy voet as hy hier bid nie, want hy mag in die allerheiligste ingaan, en hy gaan juis in die allerheiligste in eintlik om vir ons te sterf en vir ons sondes te betaal, maar ook om op te staan en vir ons die lewe te gee. En dan het ons gister dan gesien hoe sy gebed eintlik in die eerste 5 verse begin, deur die oproep eintlik om dat God verheerlik moet word. En deurdat hy gehoorsaam is tot die dood toe, dat hy God verheerlik, en dat ons ook geroep word. Ons hoogste, belangrikste roeping in ons lewe is nie om ons kleinkinders te bederf nie, dis om die Here deur ons lewens te verheerlik. En deur die Gees is dit moontlik. Nou gaan ons vandag ons gaan hierdie gedeelte lees van vers 6 tot en met vers 19, maar nou moet mens met so 'n reeks moet jy mooi die dinge bymekaar hou, want gedeeltes in hierdie is wat Dominee Rian môre oor gaan preek. Hy gaan môre preek oor die hele gedagte dat ons in die wêreld is, maar nie van die wêreld nie. So, ek kan nou baie lelik wees vandag nie. Ek kan nou al die lekker goeters van sy preek môre vandag klaar sê, dan moet hy môre weer heeltemal 'n nuwe preek maak. Maar ek gaan nou nie lelik wees nie, nê. So ons gaan seker gedeeltetjies oorslaan, en ons gaan vandag so 'n bietjie kyk, en die vraagie wat ons wil vra uit hierdie gedeelte is: hoe sien Jesus my? Hoe sien Jesus my? Nou ek graag vir julle hierdie gedeelte lees van vers 6 af. Ek het u naam bekend gemaak aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort, en u het hulle aan my gegee, en hulle het u woord ter harte geneem. Nou weet hulle dat alles wat u my gegee het, van u kom. Want die woorde wat u my gegee het, het ek aan hulle gegee. Hulle het dit aangeneem, en tot die oortuiging gekom, dat ek waarlik van u afgekom het. En hulle het geglo dat u my gestuur het. Almal wat aan my behoort, behoort aan u. En wie aan u behoort, behoort aan my. En ek word deur hulle verheerlik. Vers 12. Toe ek by hulle was, het ek hulle in u naam bewaar, die naam wat u my gegee het. Ek het hulle beskerm, en nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die een wat verlore moet gaan, sodat die skrif vervul kon word. Maar nou kom ek na u toe, en ek sê dit terwyl ek nog in die wêreld is, sodat hulle my blydskap in al sy volheid in hulle kan hê. Ek het u woord aan hulle gegee, en die wêreld haat hulle, omdat hulle nie tot die wêreld behoort nie. Net soos ek nie tot die wêreld behoort nie. Laat hulle aan u toegewy wees. Die woordjie wat eintlik daar gebruik word is geheilig wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. Soos u my in die wêreld toe gestuur het, het ek hulle ook na die wêreld toe gestuur. En ter wille van hulle wy ek my aan u, sodat hulle ook deur die waarheid aan u toegewy kan wees. Hy sê eintlik hierso, en ter wille van hulle heilig ek my aan u, sodat hulle ook deur die waarheid aan u geheilig kan wees. Nee, ons lees tot sover. Ek wil vanoggend begin met 'n vraagie vir elkeen van julle. Ek wil vir jou vra, wie is
jy? Wie is jy? Dit is een van die heel belangrikste en die moeilikste vrae waarmee enige mens om eintlik sy hele leeftyd mee besig hou. Om te weet, wie is ek? Om net te begin is om te dink, hoe lyk ek? Sê nou maar, jy kon verskriklik goed teken en ek gee vir jou 'n stuk papier en ek sê vir jou, teken 'n prentjie van jouself. Dan wonder ek hoe akkuraat sou die prentjie gewees het. Ongelukkig dink ek gaan meeste van ons onsself leliker teken as wat ons regtig is. Vetter teken as wat ons is. Maar ek dink ook meeste van ons gaan onsself jonger teken as wat ons is. Is dit nie so nie, mens? As mens aan jouself dink, dan dink jy mos nog so jy's eintlik jonk, nee. Maar wie is ek en jy? Wie is ek en jy regtig? Dis 'n baie moeilike vraag om te beantwoord. Want elkeen van ons is meer. Ons is meer as ons prestasies en talente. Ons is meer as die beroep wat jy beoefen het. Die posisie wat jy beklee het. Jy's meer as 'n man of 'n vrou of 'n ouma. Ja, jy's meer as jou hoogtepunte van jou lewe. Maar jy is verseker ook meer as die laagtepunte, jou mislukkings. Jy's meer as die hartseer wat jou lewe dalk getref het. Weet jy, dit is moeilik om jouself te kan ken. En dis 'n vraag waarmee mens eintlik 'n leeftyd lank mee besig is wie is ek? 'n eksistensiële vraag. Want in 'n sekere sin is dit 'n vraag wat sê, wie is ek? Waarom is ek? Het my lewe sin en betekenis? En dis 'n vraag wat mens eintlik mee besig bly, dink ek, tot die laaste toe. En eintlik, as mens mooi daaraan dink, leer mens jouself eers ken deur die oë van mense wat vir jou lief is. Wat 'n realistiese prentjie vir jou kan teken. Nou in hierdie gedeelte gaan ons kyk hoe Jesus ons as sy kinders sien. Gaan ons eintlik onsself so 'n bietjie sien en die kerk gaan homself sien deur die oë van Jesus. Wie is ek en jy? Wie is ons as kerk? Jy weet, die Here Jesus maak amper in hierdie gedeelte soos wat ons ook baie keer maak, nee. Baie keer wil jy mos vir iemand anders eintlik iets sê, nee? Maar nou kan jy nie dit direk vir hom sê nie. Nou praat jy met iemand anders, maar jy hoop maar hierdie ou langs jou hoor, nee. Jy sal nou sê, nou maar sê, jy weet, party mense kan hom vreeslik skinder, is dit nie so nie? Dis nou hartseer as mense so vreeslik kan skinder, dan sê jy dit eintlik want jy hoop die tannie langs jou hoor dit, nee. Nou kyk, as ons mooi gaan kyk na hierdie gedeelte wat ek nou net gelees het, sien ons die Here is besig met die Vader te praat. Hy's besig om te bid. Maar in hierdie paar verse is hy nie so seer besig om vir ons te bid nie, as wat hy besig is om oor ons by die Vader te praat, as dit ware die Vader te herinner van wie ek en jy is. Maar natuurlik, die Vader weet presies wie ons is. En as Jesus hierdie dinge bid, dan bid hy dit eintlik sodat die disippels en ons, wat sy volgelinge sou word, kan hoor wie ons is. Wie is ek en jy wat in Jesus glo? Nou kom eintlik 7 goeters uit, maar die een los ek vir Don Miriam vanmôre, nee. Maar kom 6 dinge na vore. Nou ek verwag nou nie om al 6 onthou nie. Maar kom 6 dinge wat die Here eintlik oor jou sê. En ek hoop ietsie daarvan steek ook by jou vas.
Weet jy die eerste ding wat hy van jou en my sê, is ek en jy is gegee. En dit beteken ons is gekies. Luister mooi wat sê vers 6. Ek het die naam bekend gemaak aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Weet jy, nou kan ons 'n lang preek maak oor die uitverkiesing, maar ek gaan dit nie doen vandag nie. Maar die wonder van dit alles is om te weet dat die dag toe ek die Here gekies het as my verlosser en my saligmaker, was dit omdat die Here my gekies het. Omdat die Here my eerste gekies het. En nou as jy vir my wil vra, maar dominee, hoekom het die Here jou gekies? Dan het ek nie 'n antwoord nie. Dan moet ek een woord oor my lewe skryf. En dis die woordjie genade. Ek en jy wat in die Here behoort is nie beter nie. Ons is nie ouliker nie. Ons is nie slimmer nie. Ons is net gewoon. Maar die feit dat jy in Jesus glo, is 'n sekere teken dat die Here jou gekies het. Dan weet jy die Here maak nie foute nie. As hy jou gekies het, het hy jou waardig verklaar. Dan wil hy vanoggend vir jou sê, jy's goed genoeg. Daarom het ek jou gekies. En broer en suster, dit bly die fondament van ons geloof. Want deur die loop van ons lewe maak ons baie besluite, kies ons baie dinge, gaan ons baie keer terug op ons keuses. Maar God gaan nie terug nie. Luister mooi beskryf, Paulus het vir ons in Efesiërs 1 vers 4 tot 5, hy sê, so het hy nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies, om heilig en onberispelik vir hom te wees. In sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe al daarvoor bestem, om deur Christus Jesus sy kinders te wees. Die feit dat ek en jy kan glo, is nie 'n produk, iets uit onsself nie. Selfs geloof is nie iets om op te roem nie. Geloof is 'n wonderlike gawe wat God gee vir ons wat hy gekies het. Die tweede ding wat hy vir ons in vers 12 sê, ek en jy word deur die naam van Jesus bewaar. Ek wil graag die vers vir julle lees. Toe ek by hulle was, het ek hulle in u naam bewaar, die naam wat u my gegee het. Broer en suster, ek en jy word bewaar. Ons geloof, ons kindskap word bewaar. Deurdat die naam van Jesus oor ons lewens uitgespreek is. Ja, in die geloof moet ons alles in die stryd inwerp. Moet ons alles gee om die geloof te behou. Moet ons stryd teen sonde, moet ons stryd teen versoeking, moet ons stryd daarteen dat ons afdwaal. Ons moet leef asof ons geloof 100% ons eie verantwoordelikheid is. Maar die wonder is, broer en suster, ons word bewaar. Ek wil vir julle lees, soos dit vir ons, 1 Petrus sê dit vir ons. Hy sê, ek dank God dat ek weet dat ook julle veilig bewaar word vir die erfenis wat gereed is, om aan die einde van die tyd vir julle gegee te word. Ook julle word veilig bewaar. Ek en jy
word veilig bewaar. En nou broer en suster, as ons vandag so 'n bietjie terugkyk, as ek kan terugkyk na my eie lewe, dan kan ek terugkyk en sien, hoeveel keer het die Here my bewaar. Bewaar van struikeling. Bewaar van ongeloof. Hoeveel keer het die Here my kom haal, as ek verkeerde keuses gemaak het? As ek kan terugkyk, kan ek die bewaring van God in my lewe sien. Die derde een, wat die Here Jesus hierso sê, hy sê vir ons, volkome geluk is binne ons bereik. Ken 'n mens, kry mens mense, wat lyk of hulle in hulle hele lewe nog nooit gelukkig was, nee. Jy weet, dis snaaks, party ons lyk mos so, of hulle gesigte hang so. Wees moet oppas as jy ouer word, nee. Jy moet nie jou gesig laat hang nie, dan lyk jy ongelukkig, nee. Jy moet elke dag oefen, nee. Maar party ons lyk of hulle nooit in hulle hele lewe gelukkig was. En julle weet, daar was nog al 'n tyd in die kerk, wat vroomheid en suurheid, nee, sinoniem met mekaar gewees het. Onthou julle die ou ooms, sal in die kerk instap. Jong, hy is nou so heilig, nee. Dit drup van die suurheid. Julle broer en suster, een van die vrugte van die Gees is juis vreugde. En nou kom die Here Jesus en hy sê vir hulle, maar nou kom ek na u toe. Ek sê dit terwyl ek nog in die wêreld is, sodat hulle my blydskap in al sy volheid kan hê. Wat se blydskap praat hy hiervan? Wat se blydskap kan ons in al sy volheid ontvang? Broer en suster, dis die blydskap deur die inwoning van die Heilige Gees. Wanneer die Heilige Gees in ons lewens kom, en dis waaroor Pinkster gaan, dan maak hy van ons, of wil hy van ons maak, as ons hom net bietjie toelaat, 'n borrelende fontein van blydskap. Hy verseker ons van kindskap. Hy verseker ons dat ons sondes vergewe is. Hy kom vat die vrees vir die dood, kom vat hy weg. Hy wil bekommernis uit ons lewens wegvat en sê, man, vertrou die Here. So hy vul ons met sy teenwoordigheid, en sy teenwoordigheid is blydskap. Is vreugde. En dis ware blydskap. Daar's 'n groot verskil in die tussen twee begrippe. Daar's iets soos genot. Genot is iets wat jou kortstondig gelukkig maak. Blydskap is iets wat jou bly maak, waaroor jy nooit spyt is nie. Jou derde sny chocoladekoek, nee, is genot. Maar jy gaan net nou soeibrand hê en as jy spyt, jy het nou maar daai derde koek geëet, nee. Blydskap is dit wat volkome van die Here afkom. Dit is wat volkome blydskap. Dit is wat vir altyd blydskap gee, nee. En dit is net moontlik deur die Gees. En daarom, broer en suster, dis nie afhanklik van jou omstandighede nie. Weet julle, ek het al mense gesien met baie goeie omstandighede, eintlik baie lekker lewens, wat vir my nie baie gelukkig gelyk het. Ontevrede is met allerlei goeders. Dan het ek ander mense gesien wat eintlik swaar kry. En te midde van swaar kry, 'n stuk blymoedigheid en blydskap beleef wat net van die Here af kan kom. Weet jy wat? Die Here wil hê jy moet een van hulle wees. Want jy kan deur die werking van die Gees
As jy geneig is om ongelukkig te wees, as jy geneig is om net die slegte dinge in die lewe te sien, wil die Here vir jou sê, ek gun vir jou blydskap. Blydskap deur die Gees. Die vierde een wat hy vir ons sê is in vers 14, hy sê, ek het die woord aan hulle gegee. En broer en suster, dis een van die ongelooflike voorregte wat ons as kinders van God het, is die woord van God. En die woord en die Gees loop altyd saam. Die Gees is die lewendmakende woord. Ons kan nie die Bybel verstaan as ons nie die Gees het. Dis soos 'n sleutel wat vir ons hierdie boek moet oopsluit. En die woord, die Here gee vir ons sy woord, vir ons as sy kinders. Jy het die woord. En as jy in Jesus glo, het jy die Gees. En die Gees help, maak die woord lewend en maak die woord prakties. Wie van julle het al die Bybel gelees en dan dink jy, joh, hierdie stukkie is vir vandag. Jy lees in die aand iets en dan sien jy, maar jene, hier het nou iets in my vandag gebeur. Laat ek hierdie stuk woord verstaan. Of ek het vanoggend hierdie stukkie gelees en vanoggend het ek nog nie geweet wat hierdie woord regtig beteken nie. En as ek vanaand in die bed klim en die dag het sy gang gegaan, dan sê ek, nou verstaan ek. Die woord is lewend, is kosbaar. Die woord praat met my en jou. Die woord ontsluit ons lewens. En weet jy, dan kom hy amper by die einde en hy sê, ek en jy word deur die woord geheilig. Ek en jy word deur die woord geheilig. Hy sê in vers 17, laat hulle aan u geheilig wees deur die waarheid. Die woord is die waarheid. Nou wat beteken die woord heilig net weer? Want ons het 'n totale misverstand as ons dink oor wat beteken heilig. As ons dink aan heilig, dan dink ons aan die woordjie perfek. Weet jy, die begrip perfek is nie 'n Bybelse begrip nie. Foutloos is nie 'n Bybelse begrip nie. Ek en jy is nie in staat tot perfeksie, tot foutloosheid nie. Maar ons is in staat tot heiligheid. Want heiligheid beteken afgesonder wees. Dit beteken anders wees. En Dominee Rian gaan môre vir julle sê wat dit beteken om in die wêreld, maar nie van die wêreld te wees nie, want dis heiligheid. Dat die wêreld kan sien, hierdie ou swem teen die stroom. Hierdie ou sing 'n ander toon. Hy doen nie wat die wêreld doen nie. Sy lewe is nie 'n demokrasie waar ek kan sê, as al die mense dit doen, dan kan ek dit ook doen nie. Heiligheid beteken, my lewe is 'n teokrasie. Waar ek doen wat God sê is reg en is aanvaarbaar. En dis 'n vreemde gedagte, broer en suster, as ek moet dink aan myself. En ek sit my eienskappe so bymekaar en ek sê, wie is Richie? Dan is dit vir my 'n vreemde gedagte om te sê, maar Richie is heilig. Want Richie voel nie baie heilig nie, hoor. Richie lyk nie altyd heilig nie. Maar ek is. Want ek is geheilig deur die woord se beginsels en deur die Gees se inwerking. Ek moet hierdie identiteit van heiligheid vir myself toeëien. Wil jy môreoggend, as jy jou tande borsel en jy kyk jouself in die spieël, dan sê jy vir jouself, jy is heilig.
Want Jesus het vir jou heilig gemaak deur sy Gees. Jy is dit. Weet jy, en dan kom ons by die heel laaste gedagte. Vers 18, sê hy, wie is ek en jy? Hy sê, soos U my na die wêreld toe gestuur het, het ek ook hulle na die wêreld gestuur. Of ons dit wil weet of nie, ons is gestuurdes. Gestuurdes. En nie net gewone gestuurdes nie, ons is gevolmagtigde gestuurdes. Wat beteken, ons gaan staan in die middel van die wêreld, nie met ons eie gesag nie, maar met die gesag van Jesus Christus, die koning van alle konings. Om vir die wêreld te gaan sê, die dood is oorwin, want Jesus lewe. Die ewige lewe is binne bereik van gewone mense, want Jesus lewe. Om vir te gaan sê, die hemelse heerlikheid is binne bereik van gewone mense, van sondaar mense, want Jesus lewe, ons is gestuur. Gestuur om die boodskap van verlossing die wêreld in te dra. En jy hoef asseblief nie, almal hoef nie sendelinge te word, nie. Almal hoef nie dominees te word. Maar is nodig dat ons praat oor ons geloof. Gestuur wees beteken om vir die wêreld te gaan vertel wat die Here in jou lewe doen. Regtig mense, die wêreld het nie nog preke nodig. Jy hoef nie te gaan staan en preek nie. Jy hoef nie nou vir jou mikrofoon te kry en daar voor die spaar gaan staan en skree en preek nie. Dit is, ek dink jy is baie effektief altyd. Maar gestuur wees beteken om vir mense te vertel wat die Here besig is om te doen in jou lewe. Om simpel goedjies met mense te deel en te sê, hoorie, vanoggend was my beursie weg. Nee, o jene. En ek het gedink aan al die kaarte wat ek moet vervang. En ek het gebid. En julle wat 10 minute later, toe kry ek my beursie. Die Here lewe, want hy luister. Gewone stories van gewone mense se belewenis en se kontak met die lewende Here is wat die boodskap van Jesus se opstanding waar en eg maak. Jesus kan net 'n gebed verhoor as hy lewe. As hy waarlik opgestaan het. Liewe broers en susters, wie is ek en jy? Ons het baie foute. Ons het baie tekortkominge. Maar broer en suster, ons is kosbaar. Want ons is duur gekoop. Almagtige God en Hemelse Vader, dankie Here dat ons weet dat ons vir U kosbaar is. Kosbaar genoeg is dat U vir ons gesterf het. Kosbaar genoeg is Here Jesus dat U gegaan het om vir ons plek gereed te maak. Kosbaar genoeg is dat U na ons gebede luister. Kosbaar genoeg is dat U betrokke is en betrokke bly in ons lewens. Mag ons leer om onsself te sien deur U oë. En mag dit ons vul met dankbaarheid en met 'n besef van wat genade is. Amen. Geliefdes, kom ons sluit af met lied 308. Daar is mos 'n lekker geweer ook, met 308, nou ja. Kom ons sluit daarmee af. Lied 308, kom ons sing daarvan.
Net kyk watter vers het ek vir jou gee? Eerste en die laaste. Tja, dis reg so. Heer, my lewe laat het Heer, U gewy wees meer en meer. Laat my hart gedierig juig en van dankbaarheid getuig. Maak my hart vir U tot troon, deur U Gees wat in my woon. Rig my wil, gevoel en daad, altyd na U wyse raad. Ontvang die seën van die Here. Mag die Here jou seën en jou bewaar. Mag die Here tot jou redding verskyn en jou genadig wees. En mag die Here jou gebede verhoor en aan jou vrede gee. Amen.